Goeiedag julle en welkom by die Waarheid-program, waar ons lese is dat die woord van God die woord verduidelik. Vandag het ek 'n vraag wat so 'n bietjie van 'n tamaletjie is vir julle. Hierdie vraag het al baie skeurings in families veroorsaak en dis 'n vraag wat ons eintlik verkies om so 'n bietjie te ignoreer, omdat ons al so lank al daaraan deelneem. Julle wonder seker nou, wat is hierdie vraag? Dit gaan oor Kersfees. Waar kom hierdie fees regtig vandaan? En is dit dat ons as kinders van Abba Vader moet deelneem aan? Kom kyk gerus saam met ons, saam met Prof Gerry, na die antwoorde wat opgesluit is in Abba Vader se woord. Blaai na Matteus 15 toe. Matteus 15 vers 3. Waarom verontagsaam julle self die gebod van God ter wille van julle eie oorgelewerde gebruike? Het Jesus geantwoord. God het tog gesê, eer jou vader en jou moeder, en wie sy vader of moeder vloek, moet sekerlik doodgemaak word, maar julle bepaal, as iemand vir sy pa of ma sê, die hulp wat die van my sou kon kry, maak ek 'n offer, 'n gawe vir God, dan hoef ek nie meer sy plig teenoor sy pa en ma na te kom nie. So ontneem julle die woord van God sy gesag ter wille van julle oorgelewerde gebruike. Hy gelaas, die profeet Jesaja het mooi opgesom toe hy gesê het, en dan haal hy Jesaja 29 vers 13 aan. Hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. Dit help niks dat hulle my probeer dien deur leerstellings van mense as gebooie van God voor te hou nie. Ja, Afrikaanse vertaling sê, te vergeefs probeer hulle my te vereer deur leringe wat gebooie van mense is. Met ander woorde, wat Jesus hierso sê, is hy sê, weet jy wat, God het sy gebooie, God het sy woord gegee. Jy moenie na my toe kom met jou mond en my naam bely as jou hart nie daar is, as jy menslike leerstellings verkondig, asof dit gebooie van God is nie. Ek weet nie van jou nie, maar hierdie is iets wat redelik hard slaan, want hier staan iemand wat, ja, ook skuldig verseker was, vir baie lank daaraan. Dit wat God vandag op my hart gelê het, kan ongelooflik hard slaan teen die gees van tradisie. Ongelooflik hard kan die woord van God slaan teen menslike gebruike en menslike dinge en mensingestelde godsdiens wat teen die woord van God uitskree en sê ek soek dit nie by my kinders nie. Ek soek dit nie as deel van my kinders se lewe nie. God sê ons moet hom in gees en in waarheid aanbid. Maar hoe, Gerry, kan jy hom in gees en in waarheid aanbid as jy jouself nog besig hou, baie maal onbewustelik, maar nog besig hou met die leerstellings van die wêreld, met heidense gelowe en met gebruike wat net nie deel is van God se woord nie. Die woord van God sê maar dis hoekom my kinders val in Hosea 4 vers 6. Dis hoekom my kinders val is omdat hulle dit nie weet nie. Hy don't know nie. En ons alles mos maar oukei. Want ek weet eintlik nie wat die waarheid is nie, so. Dan vat ek maar dit wat 'n tradisie is of dit wat almal doen oor die jare en dit word later aan maar my waarheid. Bloot omdat ek dit nooit gaan toets aan die woord van God nie. Hoe aanbid ek in gees en in waarheid as ek in leuns beweeg? Dit is onmoontlik. As ek verlede week daarna gekyk, God sê, aanbid my in gees en in waarheid, en wanneer ek in God se woord is, en God breek sy woord oop, dan breek hy die waarheid oop, en soos wat hy die waarheid aan my openbaar, begin my gees uit te jubel tot sy skepper. Dis wanneer ek kom, en dis al wanneer ek kom in gees kan aanbid, is ek sy waarheid van sy woord
Ons is besig om in te beweeg in wat ons noem 'n feestyd of 'n rustyd of wat ons dit ook al wil noem. En ek wil vandag vir 'n oomblik terug staan. En dalk kan ons hierdie gebruik wat Gerry vir soveel jare beoefen het, kan ons dalk net vandag vir 'n paar minute gaan toets aan die woord van God. En die eerste vraag wat ons dalk vir mekaar kan vra is, waar in die woord van God sê God vir ons om Kersfees te vier? En lank soek, skepping van God. En blaai, en jy kan blaai, en jy kan blaai. Wat het gebeur met hierdie, wat in ons harte veronderstel is, om iets moois te word? Wat het die wêreld daarvan gemaak? En daar is so bekleierery aan, en ek dink almal van ons wat hier sit, weet, dat Jesus nie die 25ste Desember gebore is nie. Dis redelik algemene kennis, maar die kerke beklei, want hierdie een sê daai datum, en hierdie een sê daai datum, en ek wil vir so 5 minute hê, ons moet kyk na die woord van God, wat vir ons min of meer 'n indikasie gee, van wat se tyd van die jaar dit sou gewees het, maar aan die einde van hierdie 5 minute gaan ek vir jou sê, maak dit regtig saak, want as dit saak gemaak het, sou God nie, soos met al sy ander datums, vir ons die presiese dag weet nie. As ons gaan kyk na die woord van God, dan weet ons, en ek dink almal wat hier sit weet, die 25ste Desember is nie die datum van Jesus se geboorte nie. En die vraag wat ons moet vra, maar wat is hierdie datum dan? Wanneer het hierdie datum ewe skielik relevant geword, en wanneer het ons begin om hierdie datum te vier? En ek dink, skepping van God, die sin vir 'n redelike verrassing. En nog nie hierdie gehoor het nie. Al kan ons net na so 1 of 2 van hierdie indikasies kyk, om te kyk wat se tyd van die jaar ons verlosser en saligmaker, Jesus Christus, gebore is. Want is hy gebore, o verseker, en het hy gekom om te kom sterf vir my en jou, met sy bloed aan die kruis, en het hy na 3 dae opgestaan, o verseker. Lukas 2 vers 7 tot 9 lees ons dat die aand toe Jesus gebore is, was die skaapwagters in die oop veld gewees. En hulle het gesien dat, hoorie maar, hier is 'n kindjie gebore. Nou net daar kan ons stop, want daar is 'n indikasie dat dit nie Desember kon gewees het nie. Want dit is ook 'n feit dat Desember in die middel van die winter is, waar Jesus gebore is. En dit is 'n feit as jy kan op jou eie daaroor gaan lees, en jy kan op jou eie navorsing daaroor gaan doen, dat skaapwagters nie hulle skape in die oop veld gehad het in die middel van die wind. Wat hulle gemaak het, is hulle het hierdie shelters gehad, hierdie skuilings gehad, terug by hulle huis, en aan die einde van Oktober maand, tot in die middel van Februarie van elke jaar, van die volgende jaar, soos wat ons die jaar ken, vir daai tydperk, het hulle die skape uit die oop veld uitgevat, en hulle het gesit in hierdie skuilings, en in hierdie grotte, en in hierdie plekkies wat gemaak is vir hierdie skape, want hulle kon nie hierdie koue oorleef nie. Baie van hulle het gesterf as hulle in hierdie koue blootgestel is. En hier in Lukas 2 sê, maar die aand toe Jesus gebore word, was die skaapwagters in die veld. Stil wat? As dit dan nie in die middel van die winter is, want Matteus 24 vers 20, alhoewel dit niks te doen het met skapies, nie sê dit vir ons hoe drasties die winter was in daardie tyd. Ons weet verder dat Jesus se ouers op die einde van Jesus se mamma Maria se swangerskap het hulle gegaan met 'n plek, na 'n plek met die naam van Bethlehem. En gaan lees ons Lukas 2 vers 1 tot 4, dan sien ons die rede hoekom hulle Bethlehem toe gegaan het, was vir die Romeinse sensus gewees, hierdie opname van die mense. Ons weet ook dat hierdie sensus elke 14 jaar gehou is deur die Romeine.
En dit is nooit in die winter gehou nie, want mense kon nie reis in die middel van die winter. Die sens is, as jy kan op jou eie kan jy gaan kyk, dan is nooit oor Desember maand gehou nie. En dit is juist die rede hoekom Josef en Maria Bethlehem toe gegaan. So was dit dan 'n ander tyd van die jaar gewees. Dan weet ons die tweede gedeelte in die woord, wat vir ons 'n indikasie gee van wat die tyd van die jaar het kon gewees het, is ons weet, Johannes die Doper se mamma, Elisabeth, was 6 maande swanger gewees, toe Heilige Gees oor Maria gekom het, en sy swanger geraak het met Jesus. Lukas 1 vers 24 tot 26. Skus, Lukas 1 vers 24 tot 36. Hieruit kan ons plus minus iets. Dan weet ons die tweede gedeelte in die woord, wat vir ons 'n indikasie gee van wat die tyd van die jaar het kon gewees het, is ons weet, Johannes die Doper se mamma, Elisabeth, was 6 maande swanger gewees, toe Heilige Gees oor Maria gekom het, en sy swanger geraak het met Jesus. Lukas 1 vers 24 tot 26. Lukas 1 vers 24 tot 36. Hieruit kan ons plus minus 'n idee kry van wat se tyd van die jaar Jesus gebore is. Johannes die Doper se pappa was Sagaria gewees. En hy was 'n priester gewees wat tempeldiens gedoen het onder die diensgroep van Abia. Kan jy gaan lees Lukas 1 vers 5. Gaan jy terug na 1 Kronieke 24 toe, dan sien jy hoe Dawid hierdie priesters ingedeel het in hierdie verskillende diensgroepe om tempeldiens te doen, en elkeen van hierdie diensgroepe het 'n week gekry wat hulle tempeldiens gedoen het. Gaan kyk jy en gaan lees jy oor die diensgroep van Abia, waarin Sagaria gedien het, dan sien jy dat Abia se week van tempeldiens was, as ek dit op ons kalender kan sit, 'n week in die middel van Junie. En is in hierdie tyd wat Elisabeth swanger geraak het met Johannes, Lukas 1 vers 23 tot 24. 9 maande later, in die omgewing van Maart maand, is Johannes die Doper gebore. Dit beteken dat Jesus 6 maande later gebore is, wat middel tot einde September is. Wat jy weet, is sin maak in die feeste, en Israel gehou word. Sin maak met hierdie lig, die nasies wat gebore is. Weet jy wat, skepping van God? Die vraag wat ek wil vra hieroor, is as God in al sy feeste, weer sy woord, sonder een uitsondering, skepping van God, as hy die presiese dag van al sy feeste gekry het, hoekom het hy nie vir ons die presiese dag van sy seun Jesus se geboorte nie? Is dit dalk omdat hy wil hê ons elke dag beleef in dankbaarheid dat Jesus vir ons gekom het en vir ons sonde gesterf het, en dat dit nie een dag uit 365 kan wees nie? As ons gaan kyk na die kruisiging van Jesus, het hy nie net vir ons die dag gegee, wanneer hy die nagmaal instel en hy sê, maar julle moet hierdie fees gebruik en tot my en aan my dink, aan herinnering aan dit wat ek gedoen het, en dan kom die woord van God, en nie net die dag van sy kruisiging nie, maar die presiese uur van sy kruisiging word vir ons gegee. Daar nie 'n rede hoekom God vir ons wil sê, maar weet jy wat? Dit kan nie. Ons kan nie een dag van die jaar sê, dankie vir die geskenk wat jy gegee het, is die seun Jesus Christus, en die ander 364 dae, maak verder net wat hy wil. En tot volgende jaar Kersfees, dan kan ek weer voor 'n boom gaan sit, en vir 'n boom staar, en sê, weet jy wat, dankie dat Jesus gebore is.
Maak nie sin nie. Skepping van God, dit maak nie sin. Die woord van God uit nie. Want die vraag kom weer op, en hier soos waar ons begin, groot inslaan in die tradisie, waarmee elkeen van ons glo, ek verseker, wat hier sit, groot geword het. En die vraag is weer, waar in die woord van God sê God vir ons moet Kersfees vier met 'n rooi man of 'n man in 'n rooi suit wat deur die lug ry en geskenke bring vir kinders. 'n Boom waarna almal staar en wat die sentraal word van wat in die vertrek aangaan. Almal sit en kyk vir die lig. Aan die woord van God sê God ons moet hierdie fees vier. En jy sê, waar kom hierdie fees dan vandaan wat die 25ste Desember gevier word? Beslis nie uit die woord van God uit nie. Soos gaan kyk, dan sien ons Kersfees is die eerste keer gevier 321 jaar na Christus. In die jaar 321 na Christus kom 'n ou met die naam van Konstantin en hy kom maak heidense feeste en Christenfeeste kom maak hy een en hy sê man kom ons vier dit saam. En dan kom hy en hy stel hierdie feeste. Gaan kyk jy na die heidense geloof, gaan bestudeer jy die Baal afgodsdiens, dan sien jy 25 Desember is die geboorte van 'n afgod met die naam van Tammuz, wat 'n songod was, die seun van Baal in hierdie heidense afgodsdiens. En die Romeine kom, Konstantin kom en hoor wat sê hulle, skepping van God. Tammuz is 'n god. Jesus Christus het ook goddelike eienskappe gehad. Kom sit hierdie dae saam en vier dit sommer as een. Weet jy wat my woord sê? God deel sy glorie. Die woord sê God is God alleen en hy deel met geen afgod. My woord sê. Net wat ons vandag gelees het, Matteus 15 vers 7 sê, om met die menslike tradisies te vier, so dit gebooie van God is. Dit is vier. So dit 'n gebod is van my, want ek sê dit nie nêrens nie, sê God. Nie een vers in die woord. As jy gaan kyk na die evangelies, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, ek omtrent 'n periode van 30 na 33 jaar van Jesus se lewe. Nie in een versie is daar 'n 1% indikasie dat hulle Kersfees gevier het. Nêrens nie skepping van God. Skryf nie daar nie. Wat wil God vir ons hier sê? Wat wil God vir ons sê in die manier wat ons in verhouding met hom moet leef elke dag van ons lewe? Moet ek my kind vertel van die geboorte van Yeshua, Jesus die Messias, oorsteek elke dag moet ek vertel. En dat kan ek nie koppel aan die Gees wat nie in die Bybel staan nie. Hoekom moet ek die Messias se geboorte koppel aan 'n heidense afgodswees? Hoekom? Waar staan dit? Toe julle, en al hierdie antwoorde net uit Abba Vader se woord. Hierdie is beslis iets om oor na te dink en toe te pas in ons lewens. Die van julle wat bietjie meer inligting wil soek, gaan besoek gerus ons webwerf by www.cfwc.co.za. Daar is 'n afdeling genaamd Preke. Gaan download gerus die preek Wat mis ons van Kersfees? Dis regtig awesome julle. Lees asseblief op die uitkyk vir ons volgende waarheidprogram waar ons aangaan met hierdie onderwerp van Kersfees. Mag Abba Vader julle ryklik seën. Shalom.